Ek kom nou al baie jare ook in die bediening saam, maar baie kere dan is hulle maar nog steeds so bietjie verlate. Maar baie dankie dat u almal hier is vanmôre. Ons verwelkom u elkeen hier in die naam van die Here, in die naam van ons Vader, in die naam van Abba Vader, Jesus Christus, ons Here en die Heilige Gees. En mag u elkeen vanmôre meer welkom wees as ooit tevore. Ons gaan nou vanmôre lekker saam sing. Daar gaan so min as moontlik gepraat word. So dit is 'n sangdiens en my hele idee ook hier agter is dat dit is 'n aanloop ook tot Kersfees een van die dag. Kan ons dit glo? Ons is al amper alweer by die Christusfees viering, waar ons dink aan Jesus wat ook na ons wêreld gekom het vir ons. Ons dink aan pastoor François wat nie hier is vanmôre nie. Hulle sal seker vandag terugkom. Hulle het ook hierdie week by 'n oop graf gestaan, sy oom, daar in Botawil, Suster Tia en Nia. Ons dink ook, is daar, wie was daar nog? Daar was nog, Jurie, hulle was ook by 'n oop graf gewees, Jurie van Wyngaard, hulle sal seker nou inkom. So die ou lewe is nie altyd maklik nie, maar dit is hoekom ons daar is, om mekaar se hande te vat, juis in tye van hartseer en nood, en jy hoef nie eers iets te sê nie. Ek het al baie keer in die lewe ervaar, smaal maar net vir hom, dan maak jy sy dag. Jy hoef nie te veel te praat. Wat is daar nog iets wat ek net vir nou om in die aandag moet bring? Pastoor
O ja, okay, dan kom ons gaan sommer oor na die aankondigings toe. Dis maar die gewone 6uur is dit ons biduur, donderdag. 6:30 is dit die lofprysing oefening. Dan Sondag is dit soos gewoonlik Sondagskool, Suster Karin. Suster Tia sal seker dan terug wees ook en alles gaan weer aan soos normaal. En dan 10uur is dit ons erediens. En dit word nie verniet erediens genoem nie, want dit gaan om die eer van die drie-enige God. Ons is ook hier by mekaar om mekaar ook te eer as mense, as gelowiges, maar in die eerste plek dit gaan oor die eer van ons liewe Vader en Jesus en die Heilige Gees. Dan ons belangrike datum, jy kan maar dit aantekening op die kalender of 'n knoop in die toon maak of whatever, die 2 November, en dit is nogal 'n belangrike geleentheid daar, waar daar gepraat sal word oor die gemeente se toekoms. So ons nooi uit na daardie geleentheid 2 November 2025. Dan verjaardag, Oktober is nou amper klaar, ons trek alweer in die middel. Madeleine is verjaar, hulle sê ek het ook verjaar. Die 21ste is dit Isie van Wyngaard, dit is oormôre. Dan die 25ste is dit Suster Gerda, en dan die 31ste is dit klein Suster Megan, as ek haar so mag noem. As u naam nie verskyn op die lysie van datums nie vir verjaardag ensovoorts, huweliksherdenkings, gee dit maar net deur asseblief na die onderskeie pastoors paal toe. Baie dankie. Wat is volgende pastoor? Pastoor Barend. Oh ja. Pastoor Barend, ons leier dominee, as ek hom so kan noem. Ek kom maar uit die dominee agtergrond, maar dit is maar dieselfde ding, pastoor en 'n dominee is dieselfde. Nou pastoor Barend is op hierdie oomblik in die Medikliniek en hy is daar net om hom ook te stabiliseer. Dit klink my, dit gaan goed, relatief goed, en sy suurstofvlakke wil net 'n bietjie oog ophou, so hy is op hierdie stadium nog daar, daar's 'n waarskynlikheid dat hy môre of dan op die laaste Dinsdag ontslaan sal. So ons dink in ons gebede aan ons leier pastoor, ons dink ook aan Suster Nena hierso, en ons vra asseblief ook vir haar om ons liefde ook aanbaar te asseblief. Goed, dan kan ons voortgaan. Donnie, waar's Madeleine? Waar's Madeleine? Daar is hy. Goed. Wat gaan ons nou doen? Okay, hy is aan die einde. Hy is van ons sê. Heer vol genade.
rekening maak. Die liefde is beter, beter as die lewe. My hart juig, my lippe sing tot die Heer. Halleluja, ek prys die wonderlike naam. Gee die lof en aanbidding saam. Groot is die trou, Heer. 'n liefde bly altyd meer en meer. Halleluja, ek prys die wonderlike naam. Gee die lof en aanbidding saam. Die liefde is beter, beter as die lewe. My hart juig, my lippe sing tot die Heer. Halleluja, ek prys die wonderlike naam. Gee die lof en aanbidding saam. Amen. Ons gaan oor en ons gaan begin saam sing. Ons eerste woordvers is: Wie maak die reën? Wie maak die dou? Verlede week, terwyl ek so beweeg, kom hierdie woord hier by my op. Wie maak die reën? Wie maak die dou? Ons ken hom vanmôre, dit is Jesus. Kom ons sing ons saam. Wie maak die reën? Wie maak die dou? Sing of the earth and the storm. Blessed are they of the land, that the seasons, that the seasons. We need the seal, we love the friends. Sing of the earth and the Ons kom nou na U in die naam van die Seun Jesus. Here, ons wil hierdie diens vanmôre aan U opdra en vra dat U doel gaan bereik. Ons ore open om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, as behoefte vanmôre in ons gemeente. Ek bid vir elkeen wat U nodig mag hê, Here, elkeen wat behoefte het. U ken die harte. Ek bid vir pastoor Berend in die hospitaal vanmôre. U is die antwoorder van gebed. Here, ek bid ook vir Frans Wale en almal wat hierdie week by 'n graf gestaan het. U is die vertrooster wat U vir ons nagelaat het. En Here, seën die diens verder. Alles wat geskied tot eer van U naam. In Jesus naam. Amen.
Ek gaan vir u so deur die loop van die diens gaan ek vir u op 'n reis neem deur die woord van die Here. Dit klink of dit 'n vreeslike lang storie sal wees, maar dit gaan nie baie lank wees nie, want ons gaan baie sin. Ek begin by die begin en dit is by Genesis hoofstuk 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dan blaai ek na Psalm 8 toe. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hierdie aarde waarvan ons nou net gelees het wat die Here gemaak het in Genesis. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het. Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom maar net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met glans en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande, u het alles aan hom onderwerp. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Dit is my een van die pragtigste psalms. Pastoor Benno. Amen, kom ons staan en ons sing ons hier saam. En ons kan voor soos die Here ons lei. Jy gaan wat leer, ek wil die godlikheid van die alweer, op naar die woord, sy aangevoer, en reis op weer, en overdag, wat doe ek hier, en besteer, sy doe ek
waar die Here is daar lewe. So ons kan maar net sê prys die naam. Die volgende wat ek vir u wil voorhou, ek blaai net gou daarna toe, is die baie bekende Psalm 23 en ek gaan net die eerste vers lees. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. In hierdie reis wat ek volg, in hierdie reis op pad Kersfees toe, in hierdie reis in my lewe, het ek net een iemand nodig. En dit is die groot herder. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dan blaai ek net hier vinnig, dat ek hom net hier kry, Jesaja hoofstuk 43. Vir my een van die belangrikste gedeeltes ook in die Here, nie dat die res van die woord van die Here nie belangrik is nie, alles is ewe belangrik, maar hierdie is vir my regtig waar 'n teksvers wat ek deur my lewe heen gedra. Luister, so sê die Here, wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is my. Pastoor Nathaniel, jy is syne. Suster Jane, jy is die Here se. Pastoor Benny, jy is die Here se. Victor, jy behoort aan die Here. En so kan dit aangaan. Almal van u kan getroos wees in hierdie wedloop wat ons hardloop, soos Paulus sê, dat met die Here aan ons sy, met hom voor ons oë, gaan ons die wedloop op die einde van die dag voltooi. Jy is myne, daai 3 woordjies, baie belangrik. En dan blaai ek na Maleagi toe, jy het dit op die bord gesien. Die Ou Testament het ook voorspel dat Jesus sou kom, die Messias. En hierdie is een van die gedeeltes wat dit vir ons voorhou. En dit is Maleagi hoofstuk 3. U kan die hele boek Maleagi gaan lees, die laaste boek in die Ou Testament. Ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uitreg maak. En dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, so sê die Here, die Almagtige. Hoofstuk 4, die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal dan die kaf wees, en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almagtige. En toe het die dag aangebreek, en Jesus is gebore, en ons vind dit onder andere in die evangelies, Matteus hoofstuk 1 vers 1, waar daar geskrywe staan, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abel. Dit sê vir my dat die Ou Testament het ook gesê, maar daar gaan iemand kom, daar gaan 'n gestuurde kom, 'n gesant kom van God af, en daardie gesant sal die Messias wees, en toe kom hy, en sy geslagsregister is in Matteus saamgevat, wat vir my sê, die Ou Testament het nie gejok nie, maar hy het die waarheid gebring, en die Messias het gekom, en ons ken hom by die naam van Jesus Christus. Dan vra ek klein my,
blaai ek na Lukas hoofstuk 2. Die geboorte van Jesus. Toe word waar wat Maleagi gesê het van gebeur. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. En terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyd van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Heer. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae. Die Here het welbehae in jou en my, en het jou en my al geken 2000 jaar gelede toe hy na hierdie wêreld gekom het. Dit gaan ons ou verstandjie te bowe. Maar dit is so. En daarom, my broer en suster, moet ons elke dag na die beste van ons vermoë probeer om te onthou in ons geestesoog wat daardie tyd gebeur het. Daardie geweldige, ingrypende gebeurtenis in die geskiedenis van nie net die wêreld nie, maar die geskiedenis van die Skepper. Die dag die Jesus Christus gebore is. Hy kon net sowel geweier het en vir die Vader gesê het, maar ek kom nie na die wêreld nie, ek wil nie. Hy het die keuse gehad, Jesus. Maar hy die keuse het hy uitgeoefen en hy na die wêreld het hy gekom vir jou en my as 'n ou mensebaan, weliswaar sonder sonde, en uiteindelik het die kruis op hom gewag, maar ook die oorwinning oor die dood vir jou en my, sodat ons ook oorwinners kan wees. Maar as daardie dag nie gebeur het nie, en ja, ons weet nie presies wat 'n dag dit is, maar as daardie dag nie gebeur het dat Jesus gebore is, dan sou u en ek nie vandag hier gewees het. So eenvoudig soos dit. Baie Kom ons staan op en sing 'n stille nag en nag aan ons Vader.
geboortedag van Jesus. 'n Volgende gedeelte wat ek vir u wil lees, ek blaai net die vingers na dit toe. Romeine hoofstuk 12 vanaf vers 1, net 'n paar verse. Die opskrif hier is die nuwe lewe in Christus. So met die koms van Jesus het daar iets nuuts vir die mens aangebreek wat sy hart vir Jesus gee. 'n Nuwe lewe, 'n nuwe toekoms. Die ou is agter, die nuwe lê voor. En daarvan skryf Paulus nou in hierdie volgende verse: en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So as my hartjie aan liewe Jesus behoort en ek kom die dag tot bekering deur die groot genade van die Here, dan behoort my lewe in totaliteit aan Jesus. Ja, daar kan momente kom, miskien dat die ou Norman weer na vore wil kom. Maar dankie tog, ek ken dan vir Jesus wat vir my sê, nee, hy kom. Dis nie die paadjie wat jy moet loop hierdie nie. Daardie is die pad wat jy moet loop. In gesprek bly, in kontak bly met die Here is baie belangrik. Gebed is baie belangrik. Ek sê baie keer in hierdie stadium in my lewe, met respek gesê, die Here druk seker sy ore al toe vir Norman. Maar ek is gedurig met hom in gesprek om my te lei deur die omstandighede waardeur ek gaan. Want ek weet die oorwinning is klaar daar, maar om nou net gefokus te bly. En ek dink jy kan met my saamstem, is nie altyd so maklik nie. Daar is soveel invloede van buite af wat ons wil wegtrek. En daarom is dit so belangrik, soos wat Paulus hier sê, gee jouself in totaal vir God. Gee jou lewe vir hom. Gee jou menswees vir hom, jou behoeftes. Gee alles vir hom. Gee jou drome ook vir hom. Ons is amper klaar met wat ek vir u wou gelees het. Ek gaan nou hier uit Openbaring uit vir u 'n gedeelte lees. Openbaring hoofstuk 22 vanaf vers 6, die wederkoms van Jesus. Ons het by Genesis begin, deur die Ou Testament, die Nuwe Testament, en hier is die laaste. Toe sê die engel vir my, dit is vir Johannes, die geliefde disipel, hierdie woorde is betroubaar en waar. Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaar te wys wat binnekort moet gebeur. En Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit sê ek Johannes, wat dit alles gehoor en gesien. Daar is natuurlik baie, en ek gryp net gou hier vinnig in wat sê, maar Johannes was nie baie by sy volle positiewe op hierdie stadium nie, want hulle het hom probeer doodmaak, hulle het hom in 'n pot kookolie gegooi, hy het dit oorleef, hy is die enigste disipel wat oorleef het om 'n ouderdom te bereik wat oud genoeg was, kom ons sê 70 of 80, hy het die aanslag op sy lewe oorleef, en toe sê hulle, maar nou is hy nie meer regtig daarby nie, dis hoekom hy Openbaring geskryf het, maar ek wens as ek die dag ook nie meer daar wil, daar is nie, dat ek so geskrif by mekaar sal kan stel.
soos wat Johannes op die einde van die dag gedoen het. Hy was allermins mal geweest. Hy was by sy positiewe. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid. Dan die heel laaste paar verse van die woord van die Here. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God dit vir hom in plaas byvoeg. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. So ons moet nie byvoeg nie en ons moet nie weglaat nie, wat hier geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Jesus sê vir u vandag, ja, ek kom gou. Amen, kom Here Jesus. Die genade van die Here sal by julle almal wees. Is daar nog 'n lied oor pastoor? Hoeveel is daar nog oor? Daar is dit. Openbaring skryf daarvan. Ek het 'n plek in die Here. So die lied sing en dan gaan ek weer pastoor daar en hom gee om klaar te maak. I've got a message just from where the hill comes. Read that my language will never grow.
plek gaan berei. En daardie plek, wie weet as ons in die hemel kom, gaan ons op strate van goud loop. Daar is mure van jaspis, daar is poorte van parels. Die wêreld is woes. Maar Jesus sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Nie op die aarde, waar mot of roes verniel. Dis die hom. Ek kan nou aan die ten besluite vir hierdie lied van Jimmy Swaggart sing. Dit is vir my een van sy mooiste. Ek is natuurlik 'n baie groot Jimmy Swaggart fan. Ek hou van sy manier van doen, nog al die jare daarvan gehou. Hy is nou nie meer met ons nie, maar dit speel hy die klavier nou daar waar hy is. En hy speel nie sommer op so 'n klavier. So ek wil graag vir dit probeer sing, hierdie pragtige lied van hom kan. Dit gaan oor Jesus wat opgestaan het. Die lewende Here wat u en ek aanbid. Dis hoekom ons hier by mekaar is. Want Jesus leef en daarom kan ons leef. Mary came unto the tomb of Jesus. The stone was moved, the Lord had gone away. The angel said, fear not, I know who seek thee. For he is risen, this she heard him say. Gone, the stone is rolled, gone, the tomb is empty, gone, to sit at his Father's side. Gone, over death, triumphant, gone, sin is defeated, gone, to live forevermore. Gone.
is weg, maar hy kom weer. Amen. My broer en suster, hy is om die draai sy wederkoms. Wanneer die Vader vir hom sê, Jesus, gaan, dan gaan hy kom en ons kan dit sien aan die tekens van die tye. Die koms van die Here is nie ver nie. En daarom, wees gereed Norman, wees gereed Bennett, wees gereed Johnny, want dit kan vandag gebeur, dat die Vader vir Jesus sê, gaan, kan die hand wag vir jou, gaan. So wees gereed, my broer en suster. Baie dankie dat jy hier was. Dit was nou so 'n bietjie 'n ander diens gewees. Ek was toe Benny. Ons gaan nou die dankoffer opneem. Ek gaan vir Paul vra. Gaan ons nog 'n lied vir Ware liefde deel mee. Ware liefde. Ons sluit af met hierdie lied vanmôre en sing dit saam met ons. Wat is dit? Daai lied speel vir ware liefde deel. Ja, dit is Professor Verstrooi. Sien jy die berge en lande? O kyk na en Oh
Ons het 'n Hollander hier in die gemeente gehad, met pa se suster getroud was, op Kasie van Vollenhoven. Hy was die mondvletjie speler, en in daai jare was daar geen orkes en hy het mondvletjie gespeel. En Yuri se broer, Fani, was 'n jong seun, en hy kon gitaar baie vroeg speel. En dis die lied wat hulle altyd op 'n Sondag aand by Itema gebring het. Ware liefde deel mee. Ja, memories. Groot herinnering. Ons Victor was 'n tydwerk. Baie van ons ander was jonger gewees. Maar die herinneringe is groot. Fani het gitaar gespeel en gesing. En oom Kasie het die mondvletjie gespeel. Ek praat nou hier van die 80's. Vroeë 80's, laat 70's. Hier by die vroeë 90's. Baie jare terug. Want dis 'n lied wat nog altyd groot krag het. Want die liefde van die Here deel mee. Dis ware liefde. Kom ons het mekaar lief met daardie stelling. Ware liefde deel mee. Ware liefde laat mee. As die son ondergaat, staan hy op by jou ware liefde waarom is liefde laat gee sy liefde vir jou. Blyf vir altyd Ek wil net nog dit sê, dan is ons klaar. Pastor Benny om ons af te sluit. As ek kan opsom die boodskap van Genesis tot op Openbaring, is God is liefde. En ek dink hierdie lied som dit vir ons. God is liefde en kom ons leef op daardie liefde van ons grote en almagtige God. Elke dag na die beste van ons vernoem. Voor ek afsluit, ons wil vir Johnny en Paul sê baie dankie. Johnny hoor my. Wat ek gesê. Paul en Johnny. Hy het so 'n bietjie gehelp. Hy het en dan ook Sam, hulle het die dak geseël, hulle het die ceilings boontoe getrek, hulle het vir ons ceilings in die vroue badkamer ingesit. Ons wil vir hulle sê baie dankie. Dit word waardeer. En elkeen se bydrae wat dit moontlik gemaak het om dit te kon doen, wil ons sê baie dankie. Vader, ons kom nou na U toe en ons sê vir dankie vir hierdie diens vanoggend. Dat U liefde uitgestort het oor ons en dat U hier was. Here, vandag ons nou en sê dankie vir elkeen wat vanmôre gegee het. Die offergawe tiendes, Here, seën dit vanmôre. En weet dit dat U is in beheer. Vandag ons nou met U liefde, U vrede, U blydskap. U bring ons weer by mekaar in Jesus naam. Amen.
vir my daai datum verander. Gerda is 6 en ek. Jy kan nie my naam so te vergeet.